90.5. As akteur tot liedjieskrywer en sanger dra hy 'n ryk nalatenskap en vandag praat ons oor twee splinternuwe en uitstaande vertonings wat sy talente vier. Richard van der Westhuizen is hier. Groot FM 90.5. Natuurlik bekend vir groot treffers deur die jare soos Tussen treine en Belade vir 'n enkeling. Luister Richard, weet jy hoe lank wag ek al vir hierdie oomblik om jou in die ateljee te verwelkom? Hoe gaan dit? Dit gaan baie goed, baie dankie. Ons het nou gisterand jou vertoning gesien hier by die Fairtree Atterbury Theater. Ons het heeltemal te veel wyn gedrink. Jy het jouself goed gedra wel, maar ek wil net sê vlerksleep is 'n moet sien en dit lyk of jy baie lekker speel teenoor akteurs soos Elma Potgieter en Bertha Leroux. Ja, dit is baie lekker. Hulle is baie professionele mense en ek het 'n geskiedenis met Bertha, wat sy het in haar heel eerste radio storie my girlfriend gespeel. Wat? Ja, en toe 'n paar jaar daarna my dogter in Sewende Laan. Genade. So, dis 'n lekker geskiedenis daar en ek werk baie lekker saam met haar. Ek het eintlik al vergeet, Emma was haar karaktersnaam in Sewende Laan. Jy was Emma se pa in Sewende Laan. Emma se skelmpa, ja. Se skelmpa. Ja. Nou was hy nou 'n bietjie onder die radar weggesteek vir 'n rede. Ja, hy was 'n wonderlike skelm gewees. Hy het baie moeilikheid veroorsaak, tipe rol wat ek baie van hou. Wel. Hoorie sommer, ek moet vir jou vra na 40 jaar op die verhoog. Hoe hou jy dit vol? Want raak 'n mens se kapasiteit nie bietjie minder as jy bietjie ouer raak nie? Dis wat ek gedink het gaan gebeur. En toe hierdie rol na my kant toe kom, toe dog ek ook reg, ek is nou op 'n gevorderde ouderdom kamstig. But what the hell? Kom ons doen dit. Jy weet, kom ons kyk. Ek sê vir myself, kom ons kyk of jy dit nog kan doen. Kan jy nog die woorde onthou? Kan jy nog die onderskeid tref tussen 5 verskillende karakters? En dit was uiteindelik so 'n uitdaging dat ek gesê het, nou maar goed, kom ons probeer. Dit is malligheid, dit is totale malligheid, maar hier is ek nou en ek speel hier 5 rolle en ek geniet dit. Jy speel 5 rolle in vlerksleep teenoor ander akteurs soos Elma Potgieter en natuurlik ons het nou gesê Bertha Leroux is ook daarin te sien. Maar hoorie Richard, hoe onthou jy al daai woorde, want jy het omtrent nie een keer geflaf of een woord vergeet waarvan ek kon optel nie. Dan het ek dit baie goed weggesteek. Nee, dit is maar jong as jy 'n professionele akteur is. Dit is die minste wat jy moet kan doen. Jy moet die woorde kan onthou en hulle reg uiter, so to speak. Ja, dit is met moeite. Jy leer. Dit is harde werk. Jy moet die woorde leer. Maar dit is nie die belangrikste. Dis wat jy met daai woorde doen. Dit is die belangrike deel. En jy doen dit so goed. 5 karakters. Jy kan dit net doen as jy die woorde baie goed ken. Nee, absoluut, want jy moet ietsie hê om op terug te val. Ja. Ek het nogal baie gehou van daai een karakter wat se mammie oorlede is. Ja, wat is sy naam? Sy naam is David. O, David. Ja, hy is nooit 'n Dawie wees. Hy is 'n David. Hy is 'n David, daai man. Hy is 'n ernstige depressant. As so iets bestaan. Jy moet hierdie vertoning gaan kyk by die Fairtree Atterbury Theater. Maar nou, ons gaan later die datums en die tye ook gee en natuurlik waar jy kaartjies kan bespreek. Maar dan het jy nou Saterdag die 7de Junie boonop 3:00 die middag ook 'n vertoning 40 jaar. Richard van der Westhuizen saam met Andrew Roos. Vertel bietjie oor daai vertoning. Ja, daai vertoning lê baie na in my hart, want ek het gaan kyk na 40 jaar se liedjies wat ek geskryf het. En ek het gedog, wat gaan ek nou doen? Ek kan tog nie 'n danstreffer skryf nie, ek is nie goed genoeg nie. So ek het toe maar gaan soek wat my persoonlike gunstelinge is. Die liedjies wat ek dink substansie het. En ek het van hulle gekies wat ek dink 'n lekker gevarieerde konsert sal wees vir die mense. Dit gaan van diep donker af tot baie lig. Want ek voel die mense betaal geld om vir my te kom kyk. Ek moet dit vir hulle interessant hou. So daar is dit ek dink is goeie liedjies, want ek het hulle geskryf, ek moet so dink. Maar daar's 'n lekker variasie en dan is daar ook 'n verrassing of 2.
Maar die gaan ek nie nou noem nie. Kan nie wag nie, saam met Andrew Roos op die verhoog. En dit is nou môre middag 3 uur, so kry jou kaartjies so lank op seatme.co.za, ek seker is al amper uitverkoop. Maar jy vier 40 jaar dan nou op die verhoog met hierdie vertoning, Richard. Watter oomblik in daardie dekade wil ek amper sê, of dekades, want is nou 4 dekades, sal jy sê het jou kunstenaarskap die meeste gevorm? Maar een wat my die meeste beproef het, was een aand in 'n skoolsaal in Otjiwarongo in Namibië. Ons het met 'n reisende stel daar opgetree. 'n Reisende stel beteken dis sulke liggewig flats wat mure is, kamstig, en wat deure, ingeboude deure het, en in een toneel storm die aktrise woedend van die verhoog af en klap daai deur toe en die hele muur kantel op my. Nee. En ek staan daar so Superman en vang die muur met een hand. Nou staan jy voor 'n volsaal met 'n muur wat jy regop hou met jou een hand. Ek meen, daarvan kan jy nie eintlik verstel nie. So daar het ek baie geleer. Hoorie, maar jy was seker sterk toe in jou jong dae, soos klink soos 'n Simpson storie. Ja, die om 'n muur vas te hou. O, die muur was darm lig. Ja, dit is Ja. seil. Dit was nou nie 'n baksteenmuur darm nie. Maar wat ek gedoen het, ek het saam met die gehoor gelag, want dit was vrek snaaks. Ja nee, partykeer moet mens maar kops. Nou so gepraat van vlerksleep ook tussenin. Is daar tye waar jy 'n bietjie kops en vir mekaar lag, of jy weet dinge verkeerd gaan en dan recover jy net maar vinnig daarvan? Dinge gaan verkeerd, maar die gehoor mag dit nie agterkom nie. Ja. Die kops, die gelaggery, nee, ons is nog nie lank genoeg in die ding nie. Op die oomblik is dit nog so half tussen paniek en gewone spel. Dis nog te vars. Dis nog te vars en te veel konsentrasie om die ding reg te doen. Maar terug vinnig nou na die 40 jaar vertoning wat môre 3 uur plaasvind. Wat was die inspirasie agter die skep van hierdie spesiale program en hoe het jy besluit watter liedjies en stories ingesluit moes word? Want ek meen jou repertoire is so groot, dis seker onmoontlik om te besluit wat jy wil deelmaak van die vertoning. Ja, dit was 'n moeilike besluit om te neem. Jy weet, dis 'n lieflike teater, die Atterbury Fairtree teater, soos hulle dit noem. Ek het van tevore al daar opgetree en ek is baie mal oor die klank en die mense wat die klank bestuur daar en ook die beligting. So jy weet jy's in goeie hande. So jy weet jy moet 'n goeie konsert doen. Jy weet die mense wat gaan kom, gaan goeie musiek verwag, wel hopelik. So okay, dit was my uitgangspunt. Maar ook die een ding wat jy nooit mag doen nie, myns insiens, is jy mag nooit 'n gehoor verveel nie. So ek het probeer om interessant te wees. Ek het interessante keuses gemaak. Onder andere 'n liedjie wat gaan oor moord. Sure. En dit word gesing deur die ou wat die moord gepleeg het. Want ek kyk baie huisgenoot televisie, sien so dis waar daai vandaan kom. Daai lewensverhale. Ja. En dan is daar 'n ander een wat gaan, weet, 'n bloot net 'n lekker ou liefdesliedjie wat 'n ou vir sy girl sing. Maar eenvoudig. Ek moet sê, jy weet, ek het nie veel om te sê nie, so ek hou maar liewer my bek. Maar as ek weet jou is my girl, dan val die woorde van self in hul plek. Daai tipe liedjie wat deel van die verrassing gewees het, hy splinternuut. Van dit terug na 'n lied wat gaan oor die lewe op die agterstrate, dwelmverslaafdes en mense wat doodgaan in allerlei verkeerde dinge in die agterstrate. So dit is nou weer heeltemal iets anders. En dan is daar een van my heel gunsteling liedjies ooit wat ek geskryf het, wat niemand eintlik ken nie. Sy naam is Die Viooltjies op ouma se graf. En dit is regtig een van my heel gunsteling liedjies. Dit gaan oor 'n vrou wat in 'n sogenaamde escort agency sit. Sy werk daar. En sy sit daar, dis nog voordat die mans nou begin inkom, en sy sing net oor die lewe daar, en dan sing sy in die refrein, maar ek wonder is die lig daar oor die baai nog so blou. En groei daar nog viooltjies op my ouma se graf. Jo, Richard.
Storieliedjies, hoorie so, jy vat ons op reis hier so, maar soos wat jy nou praat, jy kombineer musiek met verhale, so hoe vind jy die balans tussen daai humor, die emosie, refleksie in hierdie vertoning, want jy sê, jou grootste doelwit is om nie die gehoor te verveel nie dat ek dink dit enigstens ooit moontlik is nie, maar maklik gebeur. Maar hoe kry jy daai balans tussen die stories, die emosie, die humor, die ernstige liedjies, die een wat nou gaan oor moord, 'n moordenaar, Ja, dis allemaal plattelandse moord, soos dan nee, enige moord is reg. Maar ja, nee, dit is, jy kies fyn, jy moet fyn kies, jy kyk in watter toonaard byvoorbeeld die liedjie is. Jy wil nou nie alles in C majeur gaan sing nie, dan gaan jy gewoon aan die slaap sing. So ek wissel die toonaard af, ek wissel die instrumentasie af, ons gebruik daai magnifieke vleuelklavier wat daar op die verhoog staan, ons gaan hom definitief gebruik, in fact, dit is die hoofinstrument in hierdie konsert. Ek speel die gitaar, Andrew Roos speel daai klavier en Andrew kan speel. Ja, hy's goed. En dan het ons hier en daar 'n trek net om die dinge bietjie te lig met 'n orkes wat bykom en sulke dinge. Richard van der Westhuizen, môre 3 uur by die Fairtree Atterbury Theater, 40 jaar in die bedryf en dit is sy 40 jaar vertoning, jy wil dit nie mis nie. Richard, op daai noot, ons het nou so lekker gepraat oor musiek, jy het jou pragtige gitaar saamgebring, wat se gitaar is dit? Ek noem maar die gesette dame, maar dit is Cole Clark, The Fat Lady. Jo, dis mooi. Sy Engelse naam. Die gesette dame. Ja. Ek het nou Richard se arm gedraai, want ek weet jy's 'n besige man en jy's heeltyd op die verhoog besig om jou woorde te onthou of musiek te rehearse, maar ek het gesê, Richard, jy kan nie kom kuier as jy nie jou gitaar saambring nie, so sal jy omgee om vir ons ietsie live te speel vanmiddag? Nee, ek sal glad nie omgee nie. Het julle enigiets spesifieks in gedagte gehad? Hoorie so, enige iets wat jy wil speel, wat jou na in die hart lê en wat jy op hierdie oomblik voel jy wil doen, ek sal dit baie waardeer. Ek meen, hierdie is 'n eerste vir ons op die Lunch Bunch om so 'n lewende legende hier te hê en dan speel die manne nog boonop live. Ons het nie genoeg geld om jou te betaal nie, maar ek het daarom vir jou whisky saamgebring wat ek nou vir jou gaan gee. Ja, okay, is dit die einde van die onderhoud nou? Ek betaal jou 'n whisky. Hoe wil jy nou al? Jean, dalk moet ons 'n glas gaan haal dat Richard Nee, asseblief nie. Hier is hy, Richard van der Westhuizen. Ek dink ek moet hierdie liedjie speel net dat die mense daarom kan hoor dit is ek. En ja, dit is ek wat die gitaar speel. Ek wonder wat van jou geword het, jy wat nog so by my spoor. Ek weet net ons het die vuur gemaak, die wêreld aan die brand gestoot. Nou is die nagte soveel stiller, die dae is al eie tol. Ons twee was die verlewend se blare, kaartjies, lê die hele wêreld vol. Tussen treine, tussen stasies, lê daar basies, met die leespore. Tussen treine, tussen stasies, lê die leë spasies van die onskuld nou verlore. Nou vra ek waar het alles begin, die ding van loswees voor die wind. Onthou jy hoe, die rook, die yster, die lig wat in die verte blink. Dan dink ek terug aan soveel dae, soveel stawe op die spoor. Ja, daar was voorheen 'n tyd van treine, waar en wanneer het ons dit verloor. Tussen treine, tussen stasies, lê daar basies, met die leespore. Tussen treine,
tussen stasies, let die leë spasies van die onskuld nou verlore. Elke keer was dit 'n afskeid, elke keer weer 'n begin, 'n 100 haltes langs die spoor. Elke stasie het sy eie skil. Miskien het ek verleer om te kyk, jy bepaal jou eie baan. Soms sien ek die skadu van jou spieelbeeld, 'n speels verbrokkel voor die maan. Tussen treine, tussen stasies, lê daar basies, lê die leë spore. Tussen treine, tussen stasies, lê die leë spasies van die onskuld nou verlore. Hoe gelukkig kan 'n mens wees? Hy sing ons stil. Dit is die OG, dit is die original Richard van der Westhuizen saam met my in die ateljee. Richard, kyk, ek sal vir jou sê daai liedjie bly seker een van die mooiste Afrikaanse songs van alle tye. En hoe oud was jy toe jy dit geskryf het? Goeie vraag. Omtrent 30 daar rond. Ek maak nog sommer, ek kan nie so vinnig optel en aftrek nie. Ongeveer 30 jaar oud gewees. So middel 30, ja. Okay, ek wil net 'n paar boodskappe lees want ek het ook 'n storie om te deel. Richard, iemand sê 'n ware legende, dankie vir die mooiste lied. Etna Prinsloo van Pretoria. Iemand sê ook hier, jy weet, as ek terugkom aarde toe sal ek like om so te kan sing, tussen treine my gunsteling, what a voice. En dit is van William af. Iemand sê, mooiste wat ek nog op die radio gehoor het van Amanda. Oh, wow. Hier's mooi komplimente vir jou. My gunsteling lied van Richard bring soveel herinneringe terug vandag van Antoinette Lou hierso. Hoendervleis op hoendervleis. Richard is absoluut 'n ongelooflike kunstenaar. En tussen treine en Vossaarnooi, maar dit was nou nie jou liedjie nie. Nee, Louis van Rensburg. Dit was Louis van Rensburg, bly maar een van my gunstelinge. Die ander treffer wat hulle natuurlik gehad het was Belade vir 'n enkeling. So Richard, jy het geweet ek moet nou hierdie storie vertel, né? So Richard is ook 'n kranige regisseur, 'n radioregisseur, 'n radio akteur ook. En ek het jou daar ontmoet by RSG toe ons saam in 'n radiodrama, ek dink dit was 'n radiovervolgverhaal gespeel het. En Richard het my toe nou gecast in, ek dink dit was die Sneeukoningin nommer 3, né? Dit was oorklanking, ja. Dit was oorklanking vir dubbing, ja. So toe daarna, daai stadium het jy nou nog in Melville gebly. Toe sê jy, wil ek nie gou na die tyd, want jy het so om die hoek gebly van die ateljee Presto. Toe sê jy, wil ek nie gou 'n whisky daar kom drink nie. Toe gaan ek, toe wys jy vir my jou ateljee daar agter die huis. Ja. En toe, jy weet nou, as jy my goed ken, ek freak toe uit, want is net CD's en tapes en Richard se ateljee, ek het nooit gedink ek gaan gelukkig genoeg wees om, jy weet, daar te kan instap nie. En daar's toe so 'n klein tapie, Richard, waarop daar staan tussen treine en in hakkies werk, met ander woorde die demo van tussen treine. En ek sê toe vir jou, genade, is dit die demo van die hitsong tussen treine? En jy sê toe vir my, wil jy die pliep hê? En ek sê toe vir jou, wil jy dit nie hê nie? En toe gee jy vir my daai demo tape van tussen treine, is nou nog in my hoonstel. En ek wil net sê, ek gaan nou nie die hele stukkie speel nie, of die hele liedjie nie, want daar's, ek dink 'n paar weergawe, jy het 'n klavier weergawe daarvan, en dan was daar 'n gitaar weergawe, en ek het dit toe nou reg gekry, om met die hulp van tegnologie, net so 'n stukkie vir ons luisteraars te kan speel. Dit is hoe die liedjie geklink het, nog voordat dit 'n treffer geword het. Hierdie is baie eksklusief.
work in progress nee, was dit nie. Hoorie so, maar dit is regtig spesiaal, want het jy toe jy daai liedjie geskryf het, ooit gedink in jou hele lewe en loopbaan dat dit so groot treffer sal word en dat dit eintlik soos half Afrikaana is vandag? Jong, nee, glad nie. En veral nie daai wat jy nou gespeel het nie. Daai was deel van die werkproses. Dis toe ek gewerk het aan die musiek af. Ek het 'n demo wat ek sal vir jou stuur wat in die ateljee opgeneem is by die platemaatskappy. Ook 'n demo wat ons 15:15 middernag opgeneem het, want ons het die ateljee gehad tot middernag en daar was net tyd om 2 versies op te neem. Jo. En ek moes dit op die klavier doen. Anyway, dis 'n ander storie, ek sal dit vir jou stuur. Nee, daai was deel van die werkproses en selfs toe die lied klaar was, het ek nie gedink. Ek het gedink dis net maar nog 'n liedjie. Want ek weet mos nie, jy weet nooit waarvan die mense gaan nou nie. En ek was regtig geskok toe die platemaatskappy in die eerste plek sê dit is die liedjie, ons moet die hele album Tussen Treine noem. Sure. En toe die mense nou regtig baie van die lied begin hou. Ek sê niks oor nie, ek sê net dankie. Dis al wat jy kan sê. Dankie dat die mense van die ding gehou het. En kom ek gaan probeer skryf nog een. 40 jaar later het ek nog nie weer so een geskryf nie. Hoorie, is my lekker om te luister na die work in progress daarvan. En dankie dat ek daai stukkie kon speel, want ek weet as 'n kunstenaar, mens sit daar in jou kamer en jy figure goed uit en jy sing bietjie vals en jy speel dalk die verkeerde noot, maar dit is net vir my interessant om te hoor hoe Tussen Treine geklink het aanvanklik, die work in progress. Ja. Versus hoe ons dit nou ken vandag. Ag, wat 'n absolute voorreg om hom in die ateljee te hê. Iemand stuur vir my 'n boodskap hierso en sê, en kyk net hier, 'n getekende CD van Richard van der Westhuizen jare terug, toe hy by die Jacaranda winkelsentrum van alle plekke in Pretoria opgetree het. Dankie, bly steeds beste van die bestes in ons land. Dis 'n boodskap van Wilma Oukamp. Iemand sê ook hier, what a legend. Ek stem saam met jou, JF. En wow, amazing. Marissa Du Plessis, wat sê dis lekker om jou ook nou te hoor op haar draadloos. Met my in die ateljee, Richard van der Westhuizen kuier hier vanmiddag en ons praat oor 2 splinternuwe vertonings wat te sien is by die Fair Tree Atterbury Theater. Jy ken hom natuurlik ook vir treffers soos Engelliedjie. Lunch Punch op Groot FM 90.5. Lewe, my engeltjie kind, altyd gerus. Ek is daar in die wind. En ander treffers soos My hart behoort aan jou. Hou vertrou my, weet net nou my hart behoort aan jou. Stook die vure, tel die ure, weet net nou my hart behoort aan jou. Joh, maar jy het maar mooi gemaak oor die jare, Richard. Vergeet jy van die liedjies wat jy geskryf het? Ja, jy het my nou verskriklik laat verlang in daai spesifieke liedjie. Ja. Dit was harde werk daai, maar ek hou vreeslik baie van daai liedjie. Ek het net vergeet van hom. Was dit nie die een wat verskyn het op die album Songs uit my binnesak nie? Nee, daai was op ek dink Swerwerspoor, ja. Die Oranje album, ek onthou hom baie goed. Maar nou so gepraat van Songs uit my binnesak, dit was ook 'n album wat jy opgeneem het saam met, ek dink dit was Hoeka Andrew Roos, né? Nee? Ja, Andrew Roos. En dan was daar ander kunstenaars, Anneke het saam met jou gewerk aan daai album en Karen Wessels. Dis reg, ja. Wat ook gisterand terloops by die vertoning was, ek het al daar raak geloop. En vir Anneke wat in Kanada woon, op die foon gehad het. Ja. En dit was 'n baie lekker samekoms daai. Ek het met albei van hulle kon gesels en dit was daai 2 girls was baie goed op daai album en baie spesiaal. Hulle is baie spesiale mense ook. Dis die dat hulle so mooi kan sing. Ja, super talentvol. Luister so 'n bietjie terugvoer hier op die WhatsApp lyn, Richard. Fransjo, my gunsteling, en Richard van der Westhuizen, Tussen Treine en alles daarmee saam. Dit gaan net ongelooflik wees, maar baie dankie vir hierdie pragtige musiek. Jo, Richard, hier's baie mense wat vir jou hallo wil sê. Wow. Richard van der Westhuizen, daar's nie 'n man wat daai liedjie kan sing soos hy nie. Hoendervleis van kop tot toon. Dit kom van teens af en dan het ek ook hierdie voice note ontvang. Middag julle twee, was gisteraan by die show gewees, uitstekend, baie daarvan gehou. Alhoewel dit 'n komedie was, is daar ook 'n groot waarheid in 'n huwelik oor wat daar uitgespeel het. Dankie en sterkte vorentoe.
Kom ons praat so 'n bietjie oor vlerksleep, want jy het nou gisterand geopen by die Atterbury Theater en dan is daar nou nog 'n vertoning vanaand 7uur en Sondag dan 3uur die middag. So net 'n vinnige vraag, want ek het dit ook gaan kyk en Richard, jy was fantasties in daai 5 rolle. Maar wat beteken vlerksleep vir jou? Is dit 'n metafoor, is dit 'n verhaal, is dit 'n figureerde reis? Kyk, dit is volgens Frans die vervaardiger van die hele affære. As 'n duif, 'n mannetjiesduif sê nou maar, 'n mooi vrou duif sien, dan gaan die mannetjie so op die teer of op die grond of waar hy ook al is, dan laat hy sy een vlerk so sak en dan draai hy so half in die ronde en hy perform met sy een vlerk wat op die grond is, maar nou dat hy sleep baie vlerk. So die vlerksleep is die Afrikaans dan vir die Engels, die stuk in Engels is the dating game. So dis die Afrikaans vir dating. En die verhaal gaan oor mense, 2 man en 'n vrou wat 30 jaar getroud was, toe geskei het en nou besluit hulle wil begin date. Jy weet, hulle is ook nie meer jonkie. En sy gaan op verskillende dates, hy gaan op verskillende dates, partykeer kom hulle eindig hulle in dieselfde plek en elke keer is dit 'n fiasco. Maar dit is baie snaaks. Dit is baie snaaks hoor. So dit is 'n komedie. Is eintlik maar 'n klug, né? Nee, dis meer van 'n komedie. Meer van 'n komedie. Deure wat toeklap en mense wat daar klop nie. Ja. Ons is te oud af. Maar julle jaag rond op klein skootertjies wat nogal baie interessant is. Ja, gelukkig nie ek nie. Anders was daar nog 'n fiasco. Jy wil dit sien, dit is by die Fairtree Atterbury Theater. Richard, vir mense wat dit nou nog nie gesien het nie en kaartjies wil kry vir vanaand 7uur en Sondag 'n 3uur vertoning, seatme.co.za. Ons het nou Hoeka verwys na Frans Swart, die vervaardiger en die regisseur van Vlerksleep. Hy het ook ietsie te sê. Hallo François en Richard, man ek is so my noppies dat ek vir Richard oortuig het om weer terug te kom na die verhoog toe, na 20 jaar. Nou, hy speel vir my 5 rolle in Vlerksleep en hy doen dit met soveel oortuiging en elke karakter word daardie spesifieke karakter. Nou die uitdaging vir Richard, hy het net so 3 minute om van karakter na karakter te gaan. So hy moet 'n nuwe kostuum aankry, maar die belangrikste is as die ikoniese Richard van der Westhuizen op die verhoog kom, sien jy daardie nuwe karakter, want hy word fisies daardie nuwe karakter. Nou my gunsteling is beslis die karakter David. Hy gaan op 'n blind date, maar in die proses van die ontmoeting wil hy sommer ook vir moeder gaan besoek in die begrafplaas en blomme vir haar vat. Nou François, dan vier Richard natuurlik ook sy 40ste jaar in die vermaaklikheidsbedryf. Ons doen Saterdag om 3uur 'n baie besondere produksie, Richard van der Westhuizen 40, met natuurlik Richard van der Westhuizen en Andrew Roos ook by die Atterbury Theater. Lekker middagvertoning en dit is eerskomende Saterdag. Jy kan kaartjies bespreek by seatme.co.za. Maar François, my gedagtes gaan nou baie jare terug. Ek was direkteur van die destydse Haai Verwoerd Theater, later toe die Springstadstheater. Ek bespreek toe van Richard en Loggie Logner de Kok om te kom optree en daardie aand word die liedjie Ballade vir 'n enkeling vir die eerste keer gesing. Richard sit agter die mooie grand vleuelklavier, uit sy woorde op 'n papiertjie voor hom en nou moet Richard verder aangaan met die storie, want Richard, jy was daar en jy het so 'n bietjie gepaniek daai aan. Vertel bietjie. Frans, ek gaan jou terugkry hiervoor. Maar ja, ek sê daar sou die woorde, die liedjie was vars, hoor, hy was regtig, dis die eerste keer dat ek hom behoorlik lewendig gesing het. En ek het die woorde daar en ek begin sing en soos ek die klavier speel, ruk die klavier 'n bietjie en daar glip daai woorde daar ergens in die diep baarmoeder van daai vleuelklavier in. Ag nee. Waar dit vandag nog lê, is ek seker, want jy kan nie daar uitkom sonder om die klavier uitmekaar uit te haal nie. So hoe ek daai liedjie klaar gesing gekry het, weet ek nie. Ek dink daar was seker maar genade van bo of iets, maar Jy het seker toe nou maar jou eie woorde opgemaak soos wat die aand aangegaan het. wel, dit was my woorde in elk geval, Ja, so precies. ek kon maar. Jy mag dit mos nou change Ja. as jy wil. Iemand sê hierso, dit is onmeetbaar wat hierdie man vir Afrikaanse musiek beteken het. Dit plaas hom in 'n baie klein groepie mense met soveel talent en inspirasie. Dis 'n boodskap van Freek. Ek dink amper hy luister van Amerika as ek hierdie nommer so kyk of iewers oor see.
En joh, dit is ongelooflik. Iemand sê ek is op soek na 'n sang wat hy gesing het, Liewe Ma. Het jy so 'n liedjie gehad, Winston? Nee, ek weet wat se liedjie dit is. Dit is 'n liedjie wat Logner geskryf het vir sy ma en wat Logner self gesing het. Nog mooi liedjie, maar ek het niks daarmee te doen gehad nie. Ja, julle het natuurlik ook al by julle eie solo loopbane gehad. Mens vergeet dit, maar saam was julle eintlik 'n kernkrag, wil mens amper sê. Ja, ons was jonk en wild, jy weet. Waar het julle ontmoet aanvanklik? In Melville in Johannesburg. Ek dink hy het my genooi om te kom braai by hulle. In die stadium wat ek betrokke was by 'n ding met die naam van die Sleutelgat Revue. Nee, dit was voor dit. Ekskuus tog hier. In elk geval het hy my genooi vir 'n braai en dit is net toe enkeling bekend geraak het. Die televisiereeks. Ja. En hy sê toe vir my hy skryf ook liedjies. En ek sê maar ek het ook nog al 'n paar wat daar in die laai lê by die huis en sal ons 'n plan maak en miskien by mekaar kom. So 6 maande later toe hou ek 'n braai. Toe kom hy en sy vrou en hulle kom braai daar by my en toe behaal ons van die liedjies uit die laai uit. En toe sê ek maar dit is nou nogal, ja, ons het nogal iets hier. Toe was daar 'n fees by die Windybra Theater in Hielbra wat Truk aangebied het. Ek bel die mense by Truk, ek sê luister man, ek en hierdie ander dude, ons wil as die mense nou uit die teaters uitkom, wil ons daar in die kroeg sit en 'n paar liedjies sing. Dis wat ons gedink het gaan gebeur. Nee, binne 'n week bel onder andere Elma Potgieter wat saam met my in hierdie stuk speel nou. Hoeka. En sê, wat is dit wat sy hoor? Sy wil ook deel wees van die konsert. Wel, daarna het 6 mense my gebel, seker 6, 7, 8. Almal wil nou deel wees van die konsert. Toe eindig ons met 'n revue in 'n teater. Toe is ons nog glad nie meer kroegsangers nie. 'n volledige produksie. Ja. En toe raak dit baie opwindend want die mense hou toe daarvan en die ding gaan Staatsteater toe, hy gaan Nikomeland toe in die Kaap, hy gaan Bloemfontein toe. So toe besef ons maar okay, dalk is hierdie liedjies groter as wat ons gedink het dit is. En daar het die hele ding begin. Ja, eintlik so organies as jy mooi daaraan dink. Ja, ons is wat lieflik is. 2 wille manne wat oor 'n bottel wyn bymekaar gekom het gesê kom ons hê 'n bietjie pret. Wille manne wat eintlik toe nou rustige musiek gemaak het so oor jare, maar daar was ook politieke goed waaroor jy gesing het, nê, destyds. Onthou jy? Ja, ek onthou. Het jy gevoel jy wil 'n stempel afdruk en jy wil ook ietsie sê, veral daai jare, ek meen dit was nou vroeg 90s dink ek toe jy met Tussentreine en die ander treffers bekend geraak het, maar tog was dit 'n baie politiese era waarin ons toegeleef het. So wat wou julle deur julle musiek gesê het spesifiek op daai tema? Wel dit was pre-1994. So daar was baie om te sê. Ons het net jy weet, ons wil net dinge sê wat ons gevoel het belangrik was, jy weet. Fani en Jabulani is een van die liedjies wat ek nou aan dink. Ja, dis ook Logner se liedjie, is 'n goeie liedjie. The Anthem. Anthem, ja, ek sing hom ook môre. Dis maar net, jy weet, Anthem se boodskap is, ergens is daar vrede. Let's get our act together, man. Kom ons doen dit ordentlik en kom ons leef in vrede saam in hierdie land. So dit is daai soort van dinge. Ons is nie oorlogmakers nie, ons is vredemakers. Wow. Ons was nog altyd en ons het probeer om deur die politiek daai boodskap seker maar oor te dra. Ek het baie erger liedjies as dit ook geskryf, maar daai mag ek nie eens noem nie. As ek daai naam uitspreek, dan is ek môre in die tronk. Ja, ons wil nie dit hê nie, Richard. Hoor, so ons gaan jou vir jou kom kuier in die tronk en luister na die musiek nie, maar ons het daarom hier in die ateljee so 'n veilige spasie. En voordat ek jou nou groet, want ek sien die tyd haal ons nou so vinnig in, wil jy nie nog vir ons een liedjie live sing nie asseblief? Okay. En wat sal dit wees? Ek weet nie wat so tipe goed wil jy hê. Ek kan vir jou wat van nou lekker boereliedjie uit Namakwaland uit. Is dit Dit klink fantasties. Hoorie Marley, ons sosiale media girltjie is hier binne. Wil jy nie net asseblief wie ook al die stofsuier hier langs aan aangesit het, net vra as Richard sing of ons die stofsuier kan afkry nie asseblief, want dit is 'n groot oomblik. Dankie Marley. Die stofsuier in die agtergrond gaan nogal mooi klink met die liedjie. Miskien, you never know. Dit kom daar van my geboorteplek. Daar's 'n plek met die naam van Nagel se Draai. Dis 'n pad wat 'n skerp draai het. En dit is die verhaal van Nagel se Draai. Ek het altyd gewonder, waar kom die naam vandaan? My bakkie het gister gaan staan
En die pad is kant nagels se draai, met die water wat spuit by die radiator uit, en die son waar die teerpad laat braai. Ek het lanka bly sit op 'n klip, en die sand loop langs nagels se draai, waar nagels se wrak lê in roes op sy dak, en die wind deur die kloof aanhou waai. Lang gelede waar my nagels se draai, seer kry my kind is soos vrae in die wind, en die antwoord die kan mens maar net raai. Ek droom nog so dikwels ek is daar, en die pad is kant nagels se draai. Is dit jou stem wat so klink deur die takke in die wind, of die ooswind wat so warm kan waai? Ja, die ooswind wat so warm kan waai. Richard van der Westhuizen met Nagels se draai op Groot FM 90.5. Wat 'n ongelooflike storie liedjie. Hoekom lag jy nou so? Die applaus. Hoorie, so ek produce hierdie show, hoor. Dis wonderlik. Ons het nou nie gehoor hier nie, maar ek is seker almal wat in hulle karre en die kantore luister. Hulle wil applaus gee, Richard, so ek doen dit sommer namens hulle. Groot FM 90.5. Hoorie so, Richard, hoe verskil hierdie vertoning wat jy nou môre 3:00 doen by die Vetri Atterbury Theater in styl en inhoud van jou ander werk, soos ons jou nou al gesien het in vorige jare op die verhoog? Hierdie is 'n baie meer 'n intieme show. Dit is nie wat jy byvoorbeeld op die skougronde buitekant Parys gaan speel nie. Dit is 'n intieme show, so dis 'n teatergerigte konsert. Dit beteken ek gaan nie my stamptreffers en my dansliedjies wat ek nie het nie speel nie, want ek het hulle in die eerste plek nie, en dis nie die regte plek vir hulle nie. So dit is 'n intieme konsert met van die stadiger en van die donkerder liedjies, maar ook van die lekker ligte liedjies en van die liedjies wat baie substansie het. Want dis iets wat ek wil mense se harte raak. Ek wil regtig in 'n proper teater met goeie klank en alles wil ek in daai mense se inkruip, in die gehoor inkruip. 40 jaar se stories, een man se nalatenskap in elke noot wat jy gaan sien môre 3:00 by die Vetri Atterbury Theater. Jy kry jou kaartjies nou by seatme.co.za. Van akteur tot klavierakkoorde, Richard bou bru oor alle genres. En natuurlik, as jy ook wil kyk na Vlerksleep, die ander vertoning wat nou vanaand en dan Sondag 3:00 by die Vetri Atterbury Theater te sien is, kan jy ook jou kaartjies kry by seatme.co.za vanaand 7:00 en Sondag middag 3:00. Hoorie so, Richard, die tyd haal ons in. Ons moet al amper beweeg na die 2:00 nuus toe, maar net voor ek jou laat gaan, ek wil net vir jou sê, een van my ultimate gunsteling liedjies van jou is Gatsak, wat Hoeka op Swerwerspoor verskyn het. Net voordat ons uitspeel met daai liedjie, vertel net so vlugtig in 'n neutedop, waaroor gaan dit? Dit was deel van my kabaret wat ek geskryf het met die naam van Doringdraad, waar ek nog nooit soveel mense uit 'n teater uit sien uitstap het nie, want ek was wild. Dit is 'n wilde konsert. Wat se jaar was dit? The turn of the century, 2099, 2000 daar rond. Maar ek het allerhande onderwerpe aangevat. Hierdie spesifieke liedjie het ek die regering aangevat. En dit is nogal profeties, want nou steel hulle meer as wat hulle daai tyd gesteel het. Kan jy glo? En die liedjie gaan oor wat jy alles in jou gatsak kan prop, in plaas om te gebruik om die land op te hef. Elke minister sê, wag 'n bietjie, mister. Waar jy dink jy gaan jy nou met jy loop weer met al daai geld? My departement kort 'n hele paar sent en die kluis is byna leeg. Ja, ongelooflik.
Richard, hierdie magiese reis deur jou loopbaan en ook kreatiewe wêreld vandag hier op Groot FM was vir ons onvergeetlik en ons sien uit om jou op die verhoog te sien hierdie naweek, môre met daai musiekvertoning en ook nog vanaand en Sondagmiddag met Vlerksleep saam met wie is die ander ou wat saam met julle is in die produksie? David James natuurlik, Ja. Alma Potgieter en Bertha Leroux Wal. Ons gaan nou luister na Gatsak, my gunsteling liedjie van jou op hierdie stadium, net omdat hy ook so 'n bietjie 'n komedie aanslag het en soos jy gehoor het, hierdie liedjie kom ook van die verhoog af. Richard, voordat ek jou groet, laaste guns, kan jy net vir my sê, hi, ek is Richard van die Westhuizen en jy luister na die Lunch Punch op Groot FM. Die lunch wat? Punch. Soos in punch. Wat jy Alright. drink of jy kan daai tipe Nee, ek punch, het jy hom weet, wat, ons sit die punch terug in jou lunch. Okay. My naam is Richard van der Westhuizen en jy luister na die Lunch Punch op Groot FM. Dankie dat jy hier was. Was baie spesiaal. Baie dankie vir jou. 'n wet uitgevaar. Groot FM 90.5.